Goeiemôre aan almal wat aanlyn kyk. My naam is Gerrit, ek gaan vanoggend se erediens vir ons lei en weer eens net my gebed vir jou vandag is dat jy 'n wonderlike belewenis sal hê. Ons skop vandag 'n nuwe reeks af. Die titel van die reeks is wanneer God oor God met jou praat. Nou, jy gaan nou dink dis dalk weird. Dis nie weird nie. Moenie nou klik en weggaan nie. Bly net hier en kyk, want dit gaan oor die dinge wat God oor homself getuig met jou deur die Heilige Gees. En vandag skop ons die reeks af om te praat oor kunskap. Die feit dat God ons koning is, dat ons sy kinders is. My gebed is dat jy 'n wonderlike erediens gaan hê. As jy meer wil weet hoe jy kan bydra by al die verskillende aksies in ons gemeente, gaan kyk gerus na die skakel hier onder in die bio. Kom ons bid saam. Here God, my gebed vanoggend vir elke van hierdie pragtige mense wat aanlyn na u boodskap luister, is dat hulle sal diep delf in wat dit beteken om u kinders te wees. En Here, dankie dat u Gees dit kom getuig vir ons. Ons is u kinders. Maar Here, ons het dalk nodig om vandag net weer te hoor. Dit beteken vir my soveel meer as wat ek ooit besef het. En daarom weer eens my gebed, Heilige Gees, word in 'n wonderlike manier nou betrokke en deel van elkeen van die mense wat kyk se lewens. Amen. So hierdie reeks is 'n baie belangrike reeks. Een van die uitdagings wat ons baie keer het in die kerk is dat ons nie genoeg praat oor die werking van die Heilige Gees nie. Nou vir 4 weke gaan ons praat oor die werking van die Heilige Gees, maar ons gaan op die regte plek begin. Ons gaan begin om te praat oor hoekom is dit belangrik dat ons praat oor die Heilige Gees wat in ons lewens werk. Nou, ek het self daai vraag gevra so ruk terug en toe luister ek na 'n potgooi van Malcolm Gladwell. Wie weet wie's Malcolm Gladwell? Hy's 'n skrywer, hy het boek geskryf Outliers, Talking to Strangers, hy's 'n internasionale skrywer. En op sy een podcast het hy gepraat oor hoe hy in 'n onderhoud was met 'n sielkundige wat met hom gesels het. En toe praat hy oor sy eie pa en toe raak hy vreeslik emosioneel. Sy pa is ook so 'n paar jaar terug dood, nou my pa is ook 'n paar jaar terug dood. En toe raak hy vreeslik emosioneel toe hy praat oor sy pa wat dood is, wat weg is. En hy sê toe al wat vir hom troos gebring het is dat iemand vir hom gesê het, weet jy wat, my pa is 20 jaar terug oorlede, en ek dink ek verstaan my pa nou beter as wat ek hom verstaan het, toe hy geleef het, 20 jaar later. En skielik is dit amper asof ek die kar wil stop, want toe besef ek, dis presies die uitdaging wat ek het. My pa is 7 jaar terug dood, en partykeer sukkel ek om te verstaan wie hy was. Maar ten minste het ek die voorreg dat hy staties is, want hy is al dood. Hy kan nie nou edit aan sy lewe nie, hy kan nie nou redigeer en sê, seun eintlik toe jy 10 jaar oud was, en ek jou uit die bed uitgejaag het 5 uur in die oggend om jou te meet hoe lank jy is, het ek dit in gedagte gehad nie. Hy kan nie nou verder verklaar, hoe was sy lewe nie, so dis amper makliker om hom te verstaan, 7-8 jaar na hy oorlede is wat dit was toe hy geleef het. Want hy staties. Ek kan nou vir myself 'n gelyk aan gee om te sê, maar dit is hoe hy was. Nou wanneer Jesus opvaar hemel toe, gebeur daar iets belangriks. Hy sê, ek gaan vir julle die Heilige Gees gee, en die Heilige Gees gaan julle herinner aan my grootste werke. Hy gaan ons help om sin te maak van hoe Jesus in ons lewens nog werk, hoekom my lewe belangrik is, hoekom God my wil gebruik, hoekom ek 'n verskil wil maak, en daarom, ons dien nie 'n statiese God nie. In die Ou Testament, wanneer daar gepraat word oor die werking van die Heilige Gees, dan word daar gesê, hy's ruach, hy's wind, hy beweeg. Hy's altyd besig om te beweeg, hy stop nooit nie. DC Talk, die bekende gospel band, het 'n aanhaling gehad in een van hulle songs waar hulle gesing het, you can't see the wind, you see the effect of the wind, but you can't see the wind. Hy is besig om te werk. Nou dit doen 2 goeders aan my. As ek weet, my verhouding met God is nie staties nie, hy is besig om te beweeg, en die Heilige Gees lei my in daai beweging, in daai verhouding, dan moet ek vra, wat sê dit van my as mens? Wie's ek dan? En dis presies waar ons vandag gaan begin. Ons gaan vandag begin by identiteit. Een van my gunsteling boeke in die Bybel is Romeine, en ek weet mense moenie gunstelinge hê nie, kom nou, alright. Maar Romeine is vir my 'n pragtige brief, waar Paulus vir 16 hoofstukke, vir hierdie mense wat in Rome bly, presies uitpak wat dit beteken om kinders van God te wees. En is amper asof he leaves no stone unturned. Hy probeer al die vrae beantwoord wat gelowiges het. En daarom julle, is vandag so belangrik, wanneer ons kyk na Romeine 8, ek gaan vers 1 tot 4 vir ons lees,
En dan direk daarna gaan ek 'n paar dinge sê oor Romeine 8 vers 1 tot 4. Dan gaan ek vers 15 tot 17 ook lees en dan gaan ons kyk na 'n paar beginsels oor wat dit beteken om 'n kind van God te wees en hoe die Heilige Gees wat aan die beweeg is ons lei om te verstaan wat ons identiteit is. Want voordat ons enigstens verder gaan om te verstaan hoe die Gees werk, moet ons nuwe identiteit in Christus verstaan. Die Heilige Gees wat bid vir ons, Jesus wat bid vir ons en ons herinner, jy is nie alleen nie. Jy is nie eensaam nie. Maar kom ons lees saam. Ek moet nie die preek weggee nie. Romeine 8 vers 1 tot 4. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Veroordeling beteken die opinie van die regter is volstrek en net 'n ander regsopinie kan dit skuif of 'n appelhof of wat ook al. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Nou, 'n wet is 'n statiese ding. Jy kan nie 'n verhouding staan met 'n wet nie, né? Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. So die sonde binne in ons word nou veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. So die eerste ding wat ons hier hoor is ons identiteit is in Jesus Christus. En omdat dit daarin is ons in 'n dinamiese verhouding met God. Hierdie is nie 'n onpersoonlike wet wat sê, dis die reël, dis hoe ons dit doen nie. Die van julle wat rugby kyk en iets verstaan van geel kaarte en rooi kaarte sal weet wat ek sê. Jammer julle, dis die reël, jy moet gaan. God werk nie so nie. God is in 'n dinamiese verhouding met ons. Hy verstaan presies wie ons is, hy verstaan ons uitdagings, hy verstaan hoe uniek elkeen van ons is, die verhoudings wat ons het. En Jesus Christus kom beklemtoon dit vir ons. Deurdat hy sê die Heilige Gees is daar om julle te lei, om dit te verstaan. Jy het 'n nuwe identiteit. Hy sê nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Nou, hoe lyk so lewe? Dis iemand wat sê, ek weet ek is nie perfek nie, maar ek stap 'n nuwe pad met God. Nie 'n statiese verhouding wat ek elke ding kan verklaar oor wie God is nie, maar ek is in 'n dinamiese verhouding met hom waar ek hom elke dag leer ken. En dit gee lewe. En dit hou jou nederig. Dit hou jou naby aan God. Want wat sou die alternatief wees? Die alternatief sou wees dat ons elke liewe ding sou verstaan van wie God is en wat hy doen en hoekom hy in ons lewens werk. Dan gaan ons dalk later ook kan probeer verstaan hoe is dit dat God die heelal geskep het. En ons weet al 'n paar van hierdie dinge, maar ons weet nog nie genoeg nie. En ons sal nooit alles weet nie. En dan later bereik ons daai punt dat ons alles weet en dan dink ons maar, as God dit kan doen, dan kan ons dit ook doen. Wanneer ons sê die Heilige Gees is die een wat ons wys hoe 'n verhouding met God moet lyk, dan sê ons die eerste pad is die een van iemand wat nederig is. Want dan moet ons daai posisie beter verstaan. So ek gaan bietjie iets sê oor Romeine 8 vers 15 tot 17 na ek dit gelees het, en dan gaan ek dink met julle praat oor 'n paar metafore vir ons om dit beter te verstaan. So Romeine 8 vers 15 tot 17. Praat Paulus dan verder oor wie is die Gees van God en wat kom doen hy? Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Onthou die wet maak jy tot 'n slaaf. Jy moet die wet nakom presies. Deur Jesus Christus is jy nou vry, so jy kan anders kyk na jou lewe. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dis 'n persoonlike manier om te sê pa, dit beteken vader. Hierdie Gees, en hierdie woord is nou mooi, getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. So die sleutelgedagte hier is dat die Gees van God bevry ons in ons identiteit van 'n paar dinge. Die eerste ding wat hy doen is hy bevry ons van skuld.
Want daar's geen manier wat ek en jy as mense elke liewe wet wat daar is, kan gehoorsaam elke oomblik van elke dag nie. Wie het al probeer en dit reg gekry? Kom gesels gerus met my. Ek sal graag wil hoor wat jou triek is. Want ons kan dit nie reg kry nie. Die Gees bevry jou daarvan dat jy voel, jy is konstant skuldig. Ek gaan nou iets oor dit sê verder. Die tweede ding is, die Gees bevry jou van skaamte. Bevry jou dat jy skaam is, dat jy dink, jy's nie goed genoeg nie. Jy het nie 'n opinie nie. Jy kan nie sê wat God in jou lewe doen nie. Jy's so skaam. En die derde een is selfveroordeling. Dinge wat jy oor jouself glo wat nie die waarheid is nie. So kom ons praat eers oor die skuld. Paulus gebruik in hierdie deel nogal baie sterk hoftaal. En dan sê hy eerstens, julle is nie net vergewe nie, julle is vrygespreek. Vrygespreek is dit wat gesê word as iemand eintlik in die moeilikheid was by die hof. Nou, iemand wat vergewe is, dit kan ook anders verklaar word. As my kinders stout is by die huis, dan sê hulle vir mekaar, ek het jou vergewe. Maar glo my, hulle het so 'n bietjie onthou. Ek het jou vergewe, pappa, maar 'n jaar later dan sê hy, onthou jy daai keer by daai winkel toe jy kwaad was, en is dit, hulle weet. So ons, vir mense is vergifnis, is 'n dinamiese ding, maar vrygespreek, beteken die skuld is afgeskryf. Vrygespreek is hoftaal wat sê, jy's in 'n heeltemal ander posisie as wat jy voorheen was. Paulus vat die idee van vergifnis verder. Hy sê, jy is nie net vergewe nie, jy is vrygespreek. Dit beteken, jy staan nie meer in die beskuldigde bank nie. Die saak is klaar, is afgehandel. En omdat die saak klaar en afgehandel is jy in 'n dinamiese verhouding met God, waar jy kan verstaan hoe hy in jou lewe stelselmatig besig is om te werk. En die Gees van God breek daai oomblikke vir jou oop. Die Gees van God sê vir jou, nou moet jy anders leef. En vir elkeen is daar sekere dinge wat hy anders moet doen, wat ek nie vir jou kan sê, jy moet dit so doen of so doen of so doen nie. Die Gees van God gaan jou lei om te leef op daai manier. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Maar ek weet een ding, jy staan nie meer in die beskuldigde bank nie. Die saak is klaar, die uitspraak is gelewer, onskuldig. As gevolg van Jesus Christus wat vir ons gesterf het. En daarom, die Gees verander jou posisie. Voordat ons kom by gedrag, verander hy eers jou posisie, die plek waarin jy staan. Jy is nie meer in die beskuldigde bank nie, jy staan op 'n ander plek. En dit maak dat jy anders kan leef, dat jy anders kan kyk. Maar nou is daar 'n uitdaging. Jy het verlang in jou lewe gedink, jy's skuldig, jy's skaam, jy's nie goed genoeg nie. Nou kom sê die Gees van God vir jou, of God sê vir jou, jy's vrygespreek, nou is jy uit daai bank uit, maar dinge verander nie oornag in jou lewe nie, is ek reg? Dinge vat partykeer 'n bietjie tyd om te verander. En dit is hoekom die Bybel dan vir ons so mooi kom sê, die Gees verander jou posisie, nie net jou gedrag nie. Jy was 'n skuldige, en nou is jy 'n kind. So kom ons praat oor die kindskap en erfgenaam deel wat ons in hierdie teks vind. Want julle, dit is kragtig vir ons lewens vandag. As ons verstaan dat ons kinders van God is, dan hoor jy wat Jesus gehoor het. In Matteus 3, wanneer Jesus Christus gedoop word, deur Johannes die Doper, goeie naam, dan is daar iets wat gebeur. God sê, die Vader sê uit die hemel uit, hierdie is my geliefde seun, in hom het ek 'n welbehae. So as ek glo, ek is in 'n verhouding met God en ek is sy kind, as ek vanuit daai waarheid leef, dan hoor ek wat Jesus gehoor het. Hierdie is my geliefde kind. Oor hom of oor haar verheug ek my. God is opgewonde oor jou as mens. So die reis waarop ons is, om die Gees van God te kom ontdek wat in ons lewens werk, is 'n reis waaroor ons kan opgewonde wees. Dit beteken nie dis altyd maklik nie, maar jy kan daaroor opgewonde wees. Die beste avontuur is onvoorspelbaar, wat jy kan terugkyk en sê, wow, kyk hoe die Here in my lewe ingetree. God roep ons op die avontuur, waarin hy sê, ek is opgewonde oor jou. Ek sien dinge wat mooi is in jou lewe raak. Ek wil jou gebruik. Maar dit is nie noodwendig maklik nie. Maar jy moet dit doen vanuit 'n nuwe posisie uit. Want as jy gaan probeer om anders te leef vanuit die beskuldigde posisie uit, dan gaan jy altyd voel jy doen nie genoeg vir God nie. Dan gaan jy altyd voel, daar's nog 'n bietjie ekstra. As jy leef vanuit die kindskap en God wat sê, jy's my kind, ek is opgewonde oor jou, ek hou van jou, ek wou gehad dat jy moet bless wees teen die 23 is.
dan maak alles vir jou 'n bietjie meer sin, nê? Dan verstaan jy jou tekortkoming en jy gee ook nie om oor dit nie, want jy's so dankbaar vir dit wat God jou gegee het, wat jou herinner dat jy sy kind is. En dan doen die Gees van God doen iets. Dit is daai woordjie getuig wat ons net nou gelees het. Die Gees getuig nou vir ons. Waar ons eers in die beskuldigde bank was, is ons nie meer in die beskuldigde bank nie, ons is aan hierdie kant, en nou kom die Gees van God en hy getuig, jy is my kind. Hy getuig dit. Hy fluister dit in ons ore. Jy's nie hier nie, jy's hier. Jy's in 'n nuwe identiteit. Jy moet anders leef. In die Ou Testament lees ons dat, of Paulus haal eintlik maar hierdie Ou Testament tot 'n groot mate aan, wanneer hy sê waar 2 getuies ingebring word om iets te sê, dan is dit waar. So die 2 getuies waarvan ons lees in Matteus 3, is God die Vader, wat sê hierdie is my geliefde seun, en dan sien ons die Gees van God in die vorm van 'n duif wat neersak op Jesus Christus. Dit is 2 getuies. Dis hoekom ons 'n drie-enige God dien. Die een getuig altyd van die ander een se werk, konstant in ons lewens. En wat die Gees kom doen is, hy sê vir ons, jy is nie meer skuldig nie. Jy is 'n kind van God. Jy kan anders kyk na jou lewe. Jy gaan van weeskind na erfgenaam. En een ding van erfgenaam is, as Paulus hier praat van 'n erfgenaam, dan weet ons, jy kan net 'n erfgenaam wees as iets gebeur het. Wie van julle weet wat dit is? Somebody had to die. As jy iets wil erf, moes iemand doodgegaan het. En wie is die een wat doodgegaan het in hierdie verhaal? Jesus Christus. Omdat hy gesterf het, is ons erfgename, en die Gees van God herinner vir ons, jy's 'n kind van God, jy's in 'n nuwe posisie, en omdat jy my kind is, het jy deel aan al hierdie. Maar julle, dis bietjie moeilik vir ons om te verstaan. Daai oorgangsproses van, jy was nêrens nie, na jy's nou ergens, dit is 'n bitterlike moeilike pad. Dit gebeur nie oornag nie. Dit vra 'n dinamiese verhouding, maar dit vra opoffering. En partykeer vra dit tog tot 'n mate 'n bietjie spanning en dieper delf om te verstaan wie jy is. Nou, een van die metafore wat Paulus nogal gebruik in Romeine is die een van slawerny. Hy pak dit nogal goed uit in Romeine 6 vir die van julle wat vanaand nie gaan skraal voor jy die kinders se bad tap nie, maar eerder iets gaan lees in die Bybel. Lees bietjie Romeine 6. En dan sê hy, ek gaan 'n metafoor gebruik om hierdie vir julle te verduidelik. Nou, ons weet van metafore, dis nie altyd perfek nie, as ek reg. Nou, Paulus gebruik die metafoor van slawerny. Nou, ons het gedink aan 'n paar metafore om julle te verduidelik hoe hierdie nuwe kunskap werk. So ek gaan die eerste ene vir julle verduidelik. Die van julle wat al ooit die ou film gekyk het, dis 'n Walt Disney film, Annie. Annie gaan oor 'n weeskind wat bly in 'n verskriklike slegte kinderhuis en sy glo haar ouers het haar per ongeluk daar gelos. Dan kom 'n ryk besigheidsman en hy kom vat vir Annie om sy kind te word. So hy haal haar eintlik uit die, waar sy niks is die posisie, nou word sy kind. So sy is blootgestel aan al die weelde, pragtigste prentjies, het soke groot bos rooi hare gehad op die verhaal, was baie cool. En dan sy skielik nou sy kind. Maar hy doen dit eintlik vir die volgende redes. Hy wil eintlik net so bietjie sy beeld vir die wêreld bietjie beter poets, dat almal mooi kan sien, hy is eintlik 'n goeie man. Dis hoekom hy dit doen. Maar dan sien ons iets in Annie se lewe gebeur. Sy verstaan nog hoe lekker hoe operate die kinderhuis, maar die kinderhuis operate nie dieselfde as 'n huis van weelde nie, as jy verstaan wat ek sê. So sy sukkel om aan te pas by hierdie nuwe manier van leef, en dan eindig net soos alle Walt Disney flieks eindig, die ouwa neem maar regtig aan en die man verander en alles. So dis die een metafoor. En tot 'n groot mate is dit wat hier gebeur. Ons beweeg van glad nie kunskap hê nie, na totale kunskap. Maar daai oorgang beteken dat ek skielik op 'n ander manier moet leef. Dis 'n uitdaging. Jare terug het ek 'n pad gestap met my buurman in Boksburg, wat nie naby aan die Here geleef het nie, en wat toe as gevolg van iets wat eendag by sy huis gebeur het, waar ek ingetree het, begin verander het. Hy het begin kerk toe kom, en jy het gesien hoe gee hy sy lewe vir die Here, en die Gees van God is besig om in sy lewe te werk. Julle, en so maand na dit wat by sy huis gebeur het, is ek en my kom ek by my meentuis besig om te werk, en hy's besig om iets met hout aan mekaar te sit in sy agterplaas. Julle, en hy slaan sy vinger raak met die hamer. En vir die volgende 5 sekondes hoor ek, hoe wil hy weer die ou mens wees? Hy wil die ou mens wees wat iets sê wat die ou mens sou gesê het. En hy begin, jou, Eina.
En ek stap na hom toe, ek maak 'n draai, ek sê, hoorie, dit was nou taaf. Hy sê, ek wou so graag en baie lelik gepraat het, maar ek het nie. Toe sê ek vir hom, jy sien met die ou mens nie. Jy's 'n nuwe mens. En die nuwe mens gaan partykeer per ongeluk daai woord sê wat hy wou gesê het. Die ou mens maak nog foute. Maar hoe meer die ou mens besef ek is nie daai nie, ek is in 'n nuwe verhouding, hoe meer begin hulle anders leef. Hy het ook een of twee ander goeders gedoen wat so bietjie vreemd was. Hy het altyd sy hare so lekker regop gejal en hy het gedink as jy 'n Christen word moet jy 'n kantpaadjie hê. En ek's baie bly na 3 maande wat ons op pad gestap het hy weer sy hare regop gekom, want dis wie hy is. En ongelukkig dink ons dat wanneer ek 'n kind van God word, moet ek die regte dinge, ek moet lyk asof ek die regte dinge in my lewe het. Op die film Annie sien jy dit so goed. Hulle trek vir Annie skoon klere aan alles, sy die kantpaadjie. Sy verstaan nog nie wat beteken dit om die kind te wees van 'n ryk man nie. She doesn't get it yet. En baie keer maak ons die fout wanneer ons dieper delf met die Here, dan sê ons maar nou skielik beteken dit ek moet op 'n sekere manier lyk. Ek moet op 'n sekere manier voorkom vir die wêreld. Hierdie gaan nie oor voorkom nie, hierdie gaan oor identiteit wat verander. So daar's nog 'n film wat ek vir ons goed verduidelik. En niemand mag lag nie, dis net 'n film, maar ek dink dit is 'n goeie film. Julle gaan nie lag nie, nê? Dis die film The Princess Diaries. Ek het besluit om dit so te sê. The Princess Diaries met Anne Hathaway. Ek hou nie van die film omdat dit toevallig 'n mooi donkerkop vrou is wat daar speel en omdat ek met 'n mooi donkerkop vrou getrou het nie. Glad nie, niks te doen met mekaar nie. Maar in The Princess Diaries, so 'n film wat gemaak is in 2001 en in hierdie film is Anne Hathaway 'n gewone tiener wat groot word in San Francisco of San Diego. Sy leef daar op die Weskus van die VSA by haar ma. Okay. En dan gebeur iets. Na pa se dood kom sy agter, waar pa en haar ma geskei. Sy's eintlik nou die kroonprinses van een of ander ryk in Europa. Far-fetched, nee. Veronderstel ek word nou skielik die kroonprins van Nederland. Hou vas jou matras. Dit gaan nie werk nie. En Anne Hathaway sit dan in dieselfde situasie waar sy die een oomblik gedink, sy's nog heeltemal die beskuldigde, sy's net gewoon, en nou sy skielik die kroonprinses van 'n ander land. Skielik verander alles, en dan kom mens vinnig agter dat hulle moet daar nou leer hoe om op te tree. Maar baie van ons sit met dieselfde uitdaging. Ons verstaan dat ons nie meer hier is nie, maar hierdie bly vir ons 'n groot proses. Dit gebeur nie oornag nie. Jou titel is, jy's 'n kind van die koning, maar dit is nie maklik om so op te tree nie. En baie van ons hoor van kleins af, onthou jou pa is die koning van die heelal, jy weet dit maak jou 'n prins en 'n prinses en al daai goeters. Maar dit is moeilik om daai baadjie aan te trek en dit eintlik te doen elke dag. En in die film sien ons hoe Anne Hathaway sukkel met dit. Sy sukkel om te verstaan. Sy weet die feite is, hier is die geslagsregisters, ek is die kroonprinses. Maar sy twyfel eintlik, kan ek dit doen? Kan ek dit doen? En ek weet, almal van julle wat hier sit, en ek in kluis, en die van julle wat aanlyn kyk, het almal al op 'n stadium met dit gesukkel, en die vraag gevra, ek weet God is die koning, en ek is sy kind, ek is 'n prins, maar kan ek dit doen? Die antwoord daarop is, ja, natuurlik is dit ja. Want die Heilige Gees kom sê vir jou, jy kan. Ek sal jou wys wat jy nodig het om te weet vir elke dag. En julle, ons dink partykeer hierdie proses is 1 uur en 37 minute wat die Princess Diaries film is. Ons dink dit vat so vinnig, maar dit vat jare. Die van julle wat hou van lees, kan gerus gaan kyk na ou boek van Daleen Matthee met die titel Pieternella van die Kaap. Pieternella van die Kaap gaan oor die Kaap in die 1700s, hoe 'n slawe meisie deel word van die adelstand. En hoe sy konstant in elke situasie waar sy kom, die vraag vra, moet ek nou hier optree soos die nuwe kind wat ek is, of soos die ou kind? Nou vir ons as gelowiges, wanneer dit gebeur, dan weet ons die Heilige Gees gaan vir jou wys. En dan is dit jou taak om in nederigheid te vra, Heilige Gees, hoe moet ek nou hierdie doen?
So Pieter Nella word in die boek met 'n klomp uitdagings gekonfronteer. En hy elke keer vra sy, is ek die nuwe kind of is ek die ou kind? Is ek die nuwe een of is ek die ou een? Dit hou nooit op nie. En daarom, die Gees bevry ons van hierdie 3 dinge. Skuld, skaamte, selfveroordeling. Want dis die 3 dinge wat vir jou gewoonlik gaan sê, weet jy, nee, jy kan nie in hierdie koningskap leef nie. Dis onmoontlik. Jy kan dit nie doen nie. Maar wat ek wel weet is, wanneer jy die keuse uitoefen, elke dag, gaan die Here jou nie drop nie. Jy is 'n erfgenaam. En dan gaan Paulus nog verder, hy sê jy's 'n kind. Jy's eerstens 'n kind en dan is jy 'n erfgenaam. Jy erf nie as 'n stiefkind nie. Maar jy moet hierdie deel hoor en dan gaan we dit afsluit. Jy erf nie as 'n stiefkind nie. Jy erf nie as iemand wat soort van deel is nie. Jy erf as iemand wat regtig deel is. Wat van die begin af bedoel was om deel te wees. Jy erf saam met Christus en dit beteken die volgende. Sy identiteit is joune. En daarmee sê ek nie jy is Jesus nie, hoor my mooi. Dit gaan daaroor, Hebreërs skryf baie mooi. Hy sê ons is nou broers met Jesus Christus en God die Vader. Ons erf in dieselfde wat Jesus erf. Beteken 'n tweede ding. Sy verhouding met die Vader, soos wat ons dit hier op aarde sien, is joune. Dis joune. En sy toekoms, sy heerlikheid, ons het daaroor gepraat in die reeks wat ons gedoen het oor Hebreërs rondom Paasfees. Sy heerlikheid, sy toekoms is joune. Maar ook, soos jy deel het aan sy lyding, sal jy deel hê aan sy heerlikheid. En dis die laaste ding wat ons hier vind in hierdie teks. Paulus sê, as ons deel het aan Jesus Christus as erfgename, gaan ons ook deel hê aan sy lyding. Hierdie nuwe manier van leef vra opoffering. Dis baie keer makliker om die keuse te maak om te kies vir die ou identiteit as die nuwe identiteit. Dit is gewoon net makliker, want jy ken dit. Daar's 'n paar maniere om seker te maak dat jy 'n pad met die Here aanhou stap. Jy moet dit doen saam met ander gelowiges. Dis net die beste manier. Jy moet dit doen in eerlikheid oor wie jy is. En jy moet dit doen in nederigheid. Miskien moet jy vandag net hierdie hoor. Jy is nie alleen nie. Wanneer oor God met jou praat, dan sê hy, onthou jy is my kind. En jy sal altyd my kind wees. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U vir ons pleit op hierdie oomblik, dat U vir ons intree. Dankie dat U die een is wat vir ons baie mooi herinner dat ons U kinders is. Dankie dat ons nie meer in die beskuldigde bank is, dat ons vrygespreek is, vrygekoop is, die losprys betaal is. Maar Here, help ons om uit daai identiteit te lewe. Ons weet, dit gaan 'n leeftyd vat om alles te verstaan van wat dit beteken. En ons is gemaklik daarmee, want ons weet, 'n verhouding met U is 'n dinamiese verhouding. U is nie 'n statiese God wat toe U gesterf het aan die kruis gesê het, okay, nou gaan julle moet sin maak vir eeue oor my. Ons weet, ons kan sin maak omdat U nog steeds leef. U is in ons, U is rondom ons en U pleit vir ons. En ons sê vir U dankie vir dit. Seën elkeen van ons in hierdie mooi gemeente, almal wat aanlyn kyk, om werklik dit vandag te weet. U is die heilige God wat ons liefhet. En ons is U kinders. Dankie dat ons dit kan bid net in die naam van die een wat vir ons gesterf het, die een wat die sonde vir ons gedra het, Jesus Christus, ons Here. Amen.